Hallo, ek is Eddie Goldberg en is ingeskakel by AgriScoops, die middelpunt tussen die boer en die verbruiker. Ons gesels vandag met Rowensa Next oor aardappelonderhoud. Ons gesels met Carla Husselman. Sy is deel van die tegniese en bemarkingsspan by Rowensa Next Sub-Sahara Afrika. Rowensa Next is 'n multinasjonale maatskappy wat biologiese oplossings bied vir produsente wat meer volhoubaar wil boer. Anders as meeste ander maatskappye is biologiese oplossings die fokus van Rowensa Next. Carla, ons het verlede week gesels oor aardappelproduksie en die belangrikheid van kalsium in 'n aardappelbemestingsprogram. Kan jy asseblief weer vir ons 'n kort oorsig gee? Sekerlik, kalsium word gesien as 'n noodsaaklike voedingselement vir aardappelproduksie. Dit speel 'n belangrike rol om die integriteit van die selwand en selmembraan te onderhou en is dus 'n belangrike element wanneer dit kom by aardappelkwaliteit. Dit tree ook op as 'n sekondêre boodskapper wat die plant se reaksies op biotiese en abiotiese stresfaktore beheer. Kalsium word deur die wortels opgeneem en beweeg met die transpirasiekanaal na waar dit nodig is in die plant. Alhoewel knolle transpireer, is dit veel minder as die blare en is die kalsiumkonsentrasie in die knolle gewoonlik baie laag. Daarom moet kalsiumbemesting liefs direk in die wortelsone toegedien word. Dit is belangrik dat daar genoegsame kalsium in die grondoplossing teenwoordig is tydens die knolinisiasie en volfases om knolle van hoë gehalte te verseker. Watter tipe kalsiumbemesting word vir aardappelverbouing gebruik? Die mees algemene bronne van kalsium wat vir aardappelverbouing gebruik word, is kalsiumnitraat, kalsiumkloried en gips. Kalsiumnitraat is die mees algemene bron van kalsium wat gebruik word vir aardappelproduksie. Dit verskaf beide kalsium en stikstof in die vorm van nitraat. Stikstofbemesting is belangrik, veral vroeg in die seisoen, maar 'n oormaat stikstof kan lei tot oormatige vegetatiewe groei, die vertraging van knolinisiasie en dit kan die droë massa en styselakumulasie in die knolle belemmer. As gevolg hiervan is dit nie ideaal om kalsiumnitraat laat in die seisoen toe te dien wanneer knolvulling geskied nie. Kalsiumkloried verskaf weer ongewenste kloriedione in die wortelsone wat 'n verbrakkingseffek kan hê en dit moeiliker maak vir plante om water op te neem. Dit kan ook droë massa en styselakumulasie negatief beïnvloed en raklewe verswak. Dit is veral nadelig vir aardappels wat vir skyfies verwerk word. Gips, oftewel kalsiumsulfaat, word algemeen gebruik as 'n grondregstelling om grondstruktuur, waterverhoudings en kompaksie te verbeter. Alhoewel dit 'n bron van kalsium is, sal die kalsiumkatione wat dit verskaf eers aan die grondpartikels en ander elemente in die grond bind en slegs die oortollige katione sal beskikbaar wees in die grondoplossing vir die plant om op te neem. Dus is dit nie die mees effektiewe bron van kalsium vir plantvoeding nie. Omdat kalsium in hierdie forme aan ander ione verbind is, benodig dit ook groter volumes water en tyd om die kalsium van die sulfaat, nitraat en kloried-ione te skei en sodoende die kalsiumkatione beskikbaar te maak vir plantopname. In areas waar water beperk is of wanneer kalsiumtekorte reeds visueel sigbaar is hierdie bronne nie ideaal nie. Bied Rowensa Next enige produkte wat hierdie uitdagings kan oorkom? Beslis, as deel van die Cosmocell portefeulje beveel ons die gebruik van Mainstay kalsium aan. Dit is 'n hoogs gekonsentreerde vloeibare bron van kalsium wat geen stikstof of kloried bevat nie. Die kalsiumkatione is beskerm deur gepatenteerde microencapsulation tegnologie wat verhoed dat dit met grondpartikels of enige ander elemente in die grond bind. Dit is dus dadelik beskikbaar in die grondoplossing vir optimale opname deur die plant. Volgende week sal ek julle meer vertel oor proewe wat gedoen is met Mainstay kalsium om die opbrengs van aardappels te verhoog. En dit is Carla Husselman. Sy is deel van die tegniese en bemarkingsspan by Rowensa Next Sub-Sahara Afrika. Dankie dat jy vandag by ons ingeskakel het.